tipe organiese verbinding wat vorm wanneer 'n haloalkaan in die teenwoordigheid van 'n gekonsentreerde sterk basis verhit word, is die korrekte antwoord is B, alkeen. Ons het te make met die eliminasiereaksie dehydrohalogenering. Dis basies die omgekeerde van die addisiereaksie hydrohalogenering. Ons begin met 'n haloalkaan en gebruik dan 'n sterk basis wat opgelos is in etanol. Watter basis kan jy gebruik? Natriumhidroksied, kaliumhidroksied, lithiumhidroksied. Ons benodig hitte onder reflux. Hoekom reflux? Onthou, chemikalie kos geld. Daar's 'n verhittingsproses, van die chemikalie gaan verdamp. Ons gebruik reflux om die damp af te koel, dat dit kan terugvloei en daardeur behou jy jou chemikalie. Die produkte wat vorm, as hoofproduk het jy 'n alkeen en dan 'n metaalhalied. Die metaalgedeelte hang natuurlik af van die tipe basis wat jy gebruik. Natriumhalied as jy natriumhidroksied gebruik het, lithiumhalied as jy lithiumhidroksied gebruik het en kaliumhalied as jy kaliumhidroksied gebruik het. En die haliedgedeelte hang natuurlik af van die tipe haloalkaan wat daar is. En laastens het jy ook water as byproduk. Tydens dehydrohalogenering gaan ons Zaitsev se reël volg. Dis vernoem na die Rus Alexander Zaitsev. So die broomatoom gaan ons verwyder. En dan is die vraag, watter waterstofatoom? En is hier waar Zaitsev se reël ons help. Op die eerste koolstof het ons 1, 2, 3 waterstowwe en op die derde koolstof slegs 2. Volgens Zaitsev se reël kyk ons na die naburige koolstowwe en die een wat die minste waterstowwe het, verloor nog 'n waterstof. Met ander woorde, daardie waterstof gaan ook verwyder word. En die hoofproduk wat dan vorm is but2,1, maar baie belangrik, daar gaan ook but1,1 vorm, maar dit is in die minderheid. Die hoofproduk is but2,1.